Goeienaand julle, Jaapie hier. Kort video. Ek wil net julle laat weet, ek gaan op vakansie. Vlieg môre. En is vir 'n maand. Ek mag dalk nie enige video's opsit in hierdie maand, volgende maand of wat. Tot en met September miskien. Ek sal sien of ek kan video's opsit waar ek gaan. En ja, partykeer openbaar Jahwe nog steeds aan my goed. Soos met my vorige vakansie het ek openbarings ontvang oor Kanaan, dat dit is op die ewenaar. Bewyse daarvoor uit die wet uit, Deuteronomium 11 byvoorbeeld. En ja, so laas keer het ek openbarings ontvang, maar ek kon nie video's gemaak het laas keer nie. Ek dink ek het dit probeer maak daar en het nie goed uitgekom nie. Ja, so ek weet nie of het gaan realiseer hierdie keer nie. Ek wil ook julle verwys na 2 kanale. Hierdie persoon kom nogal nederig voor. Natuurlik gaan hy nie saamstem, of ek nie saamstem met alles wat hy glo nie. Maar dit wat hy, sekere dinge wat hy glo, stem ek meer saam. Dit wat ek so ver gekyk het van hom, stem ek mee saam. Hy glo ook natuurlik, ons is in die kort seisoen van misleiding. Dit is 'n Engelse kanaal. En ek gaan net hierdie short vir julle speel, julle idee kry van hom. When we realize we are not abandoning the earth, but instead inheriting the earth, we know we have more power, authority, and dominion over the powers of darkness than we have been told. Does this imply we are the ones who can do something about Satan in our world? That is why 1 John 4:4 says, "He who is in you is greater than he who is in the world." Why would Scripture emphasize the one in us being greater than the one in the world if our only assignment is to leave? When we realize we are not abandoning the earth, but instead Ja, sulke video's ook, ek stem hiermee saam, dat Joshua het ook gesê, the meek will inherit the earth. Hy het nie gesê, the meek will be raptured nie. En David het daarna verwys dat die gelowiges inherit die aarde, maar die Bybel is vol daarvan. Met Noag is die onregverdiges weggeneem, hulle is almal doodgemaak. En Noag, hulle het oorleef. Noag is nie weggeraap nie. Hy moes 'n boot gebou het vir beskerming tydens die verwydering van die ongelowiges van die aarde af. In hierdie tyd ook glo ek gaan dieselfde gebeur. Jahwe gaan die ongelowiges verwyder op verskillende maniere. En in die einde gaan die nederiges oorbly. Hulle, soos die Bybel sê, hulle gaan die aarde beerwe. En soos hy hier sê, ons het meer krag en autoriteit as Satan in die tyd waarin ons leef. Joshua regeer daar mense. Hy het begin regeer na sy sterwe en opstanding uit die dood. Toe sê hy vir sy disippels dat aan hom is gegee alle mag, regeringskap oor die aarde, wat is onder die aarde, bo die aarde, in die lug, oral, is aan hom gegee. Hy regeer. En deur hom in ons, deur geloof in die Vader en in die in die regeringskap van onder die regeringskap van Joshua kan ons ook, of ja, onder sy autoriteit kan ons ook dinge regkry en gebied en verbied, natuurlik in lyn met die woord, in lyn met die wet, in lyn met wat sy Gees ons lei om te sê en te doen. Maar ons het die krag en autoriteit en ons moet dit gebruik. Ons moet opstaan teen die bose in hierdie tyd. Ons moet nie net agteroor sit en wag vir 'n wegraping nie. En dit is ook waarop hierdie ou neerkom met sy video, of video's, is dat ons moet agteroor sit en niks doen nie. Hy het baie ander video's natuurlik, nie net shorts nie. En ja, ek dink is 'n goeie ou gaan doen 'n bietjie, gaan kyk 'n bietjie na hom, navorsing oor sy video's en wat hy te sê het. Soos ek sê, hy glo ook ons is in die seisoen van misleiding. Nog 'n ou, Tired of Make Believe, nog 'n goeie kanaal. En soos hierdie video van hom, The Rest of the Dead in the Biblical Form of Resurrection, is a biblical form of resurrection. Life is a test. Ek glo ook, soos wat ek glo, dat ons is in die kort seisoen van misleiding, maar ook dat
Die mense wat nou leef is die wat geleef het voor die 1000 jaar vrederyk, soos wat die Bybel sê in Openbaring 20, 2 Petrus 3 vers 18 tot 20 sê dit mos dat Joshua het gaan preek vir die ongelowiges in die doderyk. En wat hy vir hulle gaan sê het, is hy gee hulle nog 'n kans na die 1000 jaar vrederyk. En dis hoekom ons lees in Openbaring 20 dat die dooies wat geleef het voor die 1000 jaar vrederyk sal weer leef na die 1000 jaar vrederyk. So, dit is wat gebeur het. Dit is wie nou hier is. En dit is interessant vir my dat hy sien dit dieselfde in as ek, dat die toets is nou baie erger in hierdie tyd vir die wat 'n tweede kans kry. Vir ons almal wat hier is, basically, is mense wat tweede kans kry. Ons het verkeerd gekies die eerste keer. En dis hoekom dit nou moeiliker ook is, hierdie tweede kans, want dis ten minste 'n tweede kans wat ons nou kies. So die lewe, die toetse gaan moeiliker wees as die eerste keer. En ja, so gaan kyk maar na van sy video's. Ek het nog nie al sy video's deurgekyk nie, so ek weet nie presies alles wat hy glo nie. Maar wat ek gekyk het van hom was vir my nogal in lyn met wat ek glo en wat die woord sê. So ja, nog 'n kanaal. Daar het redelik baie kanale opgepop. Ek weet nie hoekom hy hier so bo nie. So kyk maar goed met die leiding van die Gees. En maar wat soos ek gesê het, wat ek gesien het van hom, het alright gelyk. Ja, en nog iets wat by my opgekom het is as mens gehoorsaam is in klein dingetjies, dat daar 'n seëning, 'n blessing is van jou af as jy gehoorsaam is. Soos byvoorbeeld klein dingetjies soos wat ek van praat, soos 'n baardgroei byvoorbeeld. En sê nou maar 'n sign opsit by jou huis met die gebooie op. Sulke goedjies glo ek, elke liewe dingetjie waarin 'n mens gehoorsaam is aan jou as 'n gebooie, seën 'n mens, is daar versteekte seëninge wat vir jou wag. Maar jy moet eers gehoorsaam wees voor jy daardie seëninge sal geniet. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons gehoorsaam is aan die gebooie, soveel as ons kan, selfs aan die klein dinge. En ek wil nogal in hierdie volgende tyd van my lewe baie fokus op die klein dingetjies van die gebooie om daaraan gehoorsaam te wees. Nog 'n groot stap wat ek nou neem. Ek het dit op 'n tyd gedoen. Ek het weer begin toe vleis eet, maar vir 'n lang tyd was ek vegetariër gewees. En toe het ek vir een keer 'n week of so vleis geëet en ja, ek was nie baie ernstig daaroor nie, maar nou het ek besluit vorentoe wil ek heeltemal nou weer vleis uitsny. Ek het 'n goeie video gekyk van 'n broer van my, geestelike broer in Suid-Afrika, waar hy lering gegee het oor hoekom dit verkeerd is om vleis te eet as 'n gelowige. Natuurlik, die gebooie sê vir ons die oorspronklike gebooie van Jahwe, soos in Genesis 1:29 sê dat ons is veronderstel as mense om vegetariërs te wees. Dit is natuurlik Jahwe se volmaakte wil. So dis waarna ons moet streef. Ek glo dis hoekom Joshua ook 'n vegetariër was. Al is daar versies wat ingesit is in die Bybel, glo ek, wat overdraai is, wat probeer wys dat hy konstig vleis geëet het. Mense moet dit so sien dat as hy vleis geëet het, dan het hy gesondig in die opsig van dat hy die gebooie perfek moet onderhou. Onthou, hy moes perfek wees om 'n offer te kan wees vir ons wetteloosheid. So as hy Genesis 1:29 daardie commandment van Jahwe verbreek het, dan het hy gesondig en dan kan hy nie sterf vir ons sondes nie. So daar waar Jahwe sê vir Adam en Eva dat hulle mag net plante eet, sade, vrugte, groente en sulke goed, glad nie diere nie. Joshua moes dit gehoorsaam wees, mense. Dit is maar hoe dit is 'n feit. Hy moes dit gedoen het om te kan sterf vir ons wetteloosheid. En so al hierdie stories wat hulle probeer insit in die Nuwe Testament van hy het konstig hier vleis geëet en daar vleis geëet en hy het
om te bewys hy is nie 'n spook nie, het hy vleis geëet of hy het op die strand gesit en vir hulle vleis gaar gemaak. Dis bygesit glo ek in die skrifte. Ek het 'n video hier oor en natuurlik ek seker ek vryf baie van julle verkeerd op met hierdie idee. Maar dit is maar wat dit is. Dis hoe ek dit sien en ek weet vir 'n feit Joshua was perfek soos 1 Johannes 3 vers 5 sê. Wat beteken hy het Genesis 1 vers 29 onderhou? As hy perfek was in die gebooie, het hy daardie vers onderhou, daardie eerste gebod wat Jehova hulle gegee het, van wat hulle mag eet, wat die mense mag eet. Hy moes dit onderhou. So ja, dan beteken dit, iemand het iewers iets verkeerd ingesit, want dan kan hy mos nou nie gegaan het en hier en daar 'n bietjie vleis het, en dan sondig hy. Nie dat ek sê om vleis te eet vandag is sonde nie, maar vir Joshua moes hy perfek gewees het om die perfekte lam te wees vir ons. In elk geval, ek is nou nie hier om daaroor te preek nie, maar wat ek wil sê is, ja, ek gaan kyk daarna om 100% vegetariër te wees van nou af. En ja, in die ekstra Bybelse boeke praat baie daaroor, baie meer natuurlik as die Bybel self. En ja, dis hoekom ek dit gaan doen. Ek voel dit is iets wat ek moet doen nou, en soos ek sê, daar is versteekte seëninge vir 'n mens as jy gehoorsaam is in dinge, klein dinge van die woord. Soos byvoorbeeld vegetariër wees, baard groei, selfs as glo soos besnydenis, 'n signs opsit by jou huis van die gebooie. Ek glo dit bring beskerming oor jou huis ook, en oor jou familie, as jy dit doen. Selfs tussets dra, die touwtjies aan jou klere. Ek het dit op 'n tyd gedoen, opgehou doen, en ek sal kyk daarna om weer dit te begin doen. Want ek glo soos ek sê, in klein dingetjies, gehoorsaamheid bring seëninge. Ja, en ek wil mos doen wat Jehova van hou. As hy van so iets hou, doen ek dit. En aan die einde van die dag, Jehova het ons die vermoë gegee om 'n baard te kan groei. As ons natuurlik baarde kan groei, hoekom probeer ons dit afkrap van ons gesig af elke liewe dag? Jehova het dit dan vir ons gegee daarso, vir 'n doel. Dis hoekom dit elke dag begin uitkom. So ek voel ons gaan teen Jehova se wil, vir ons as mans, as ons baarde afkrap elke dag. Daardie haartjies. En daar is selfs vers in die Bybel wat sê, Jehova gaan die mense destrooi wat hulle baarde afskeer, wat gladde gesigte het, wat nie baarde het nie. Ek behandel dit in my baard video, gaan kyk maar daardie video. Daar gee ek julle die skrifte. Maar dat Jehova hou nie daarvan as mense, as mans, hulle baarde afskeer nie. En ook nie bokkiebaartjies en al daardie goed nie, mense. Die Bybel, die gebooie sê, jy mag nie die kante van jou baard afskeer nie. So jy mag nie 'n bokkiebaard hê nie. 'n volbaard. Dis al wat tel, 'n volbaard. Nie 'n bietjie haartjies hier onder jou kin, of net 'n snor, of sulke goed nie. Ja, julle mans moet dit begin konsidereer. In die ou tyd, ons voorouers, dit was vir hulle uiters belangrik. 'n Baard was baie belangrik, en ek praat nou van die Bybelse tyd, nou nie eers van die boere 100 jaar terug of wat nie, maar in die Bybelse tyd, ek glo vir hulle was baarde baie belangrik. En ons weet, Joshua het ook 'n baard gehad natuurlik, en ons kan ons nou maar in sy voetspore volg, nou kan ons mos nou ook baarde hê. Ja, so gaan kyk na hierdie kanale, daar is 'n paar ander kanale wat ek ook na kyk partykeer, wat goeie inligting het. En natuurlik is daar weer 'n paar wat maar daar is om die mense te mislei. Maar nie een van hierdie kanale het die volle waarheid nie. Natuurlik kan ons nie verwag om die volle waarheid by een kanaal te kry nie. Ek glo nogal dat dit wat ek deurgee, is baie die naaste of baie naby aan die volle waarheid. Nie omdat ek my eie beeld blaas nie dat ek dink ek spesiaal nie, is maar net dat ek glo Jehova deur my het baie waarhede openbaar aan die mense.
Maar van hierdie mense, hulle raak sekere waarhede aan van wat ek bespreek. En dis vir my baie moeilik om enigiemand anders te kry wat dieselfde dinge sien soos ek dit sien, of preek soos ek dit, of verkondig soos ek doen, dieselfde idees. En ja, mense voel nogal alleen partykeer in daardie opsig. So, dit is vir my lekker as ek iemand kry wat iets insien soos ek dit insien. En ook dit besef het. Maar dit is maar baie, baie skaars. Ek sê nou vir my vrou vandag of gister dat, ja, dit is soos 'n mens roep met jou stem, maar daar is mense om jou met megafone en wat baie geraas maak en ander goed uitroep en sê, en goeders uitroep wat die teenoorgestelde van die waarheid is, om die mense te mislei. Dit voel soos ek vir my vrou sê, soos 'n poep in die wind. Jy probeer, wat jy sê is maar soos 'n poep in die wind. Jy bereik, dit voel amper of mense nie regtig mense bereik nie, want daar so baie mense wat leuns verkondig, of halwe waarhede, en hulle natuurlik het groter stemme, en hulle het groter kanale, en hulle het meer slaankrag met wat hulle doen op die internet. Ja, so het is maar 'n opdraande paadjie. So bitter min mense gaan die geleentheid eers kry om die waarheid te kan hoor. En dit is maar altyd so, Lucifer het nog altyd die mense goeders oor hulle pad gebring, sê maar soos die Messias as hy sou kom, het hy baie Messiasse opgerig, valse Messiasse wat die mense mislei het, soos in die dae van Jehoshua toe hy begin het, sy boodskap. Was daar baie ander mense wat ook gesê het, hulle is Messias. En dan, elke tyd is daar so iets, as daar iets groots moet gebeur, dan sal Lucifer begin voorbrand doen, om die mense te mislei, soos in die tyd wat hy probeer die mense mislei oor wie Israel is, sodat die ware Israelite nie moet weet, hulle is die mense wat by mekaar moet kom op een plek, en dit is ons Suid-Afrika. Ja, so as hulle besef wie hulle is, sal hulle ook dalk meer begin fokus op die gebooie, en dan ook weet waar hulle moet by mekaar kom met die tweede Exodus. Ja, so dis maar hoe Lucifer maar dinge doen. Geniet julle dag, en ek praat weer in die verre toekoms, as ek 'n geleentheid het. Sterkte vir julle daar in Suid-Afrika, en ja, kyk maar of julle kan vas en bid en staan op teen die bose en teen Satan. Julle het meer autoriteit as Satan in hierdie tyd waarin ons leef, mense. Yahushua regeer, nie Satan nie. Dit lyk of Satan regeer en hy wil hê jy moet dink hy regeer. Hy doen nie. Hy probeer jou mislei dat jy moet dink hy doen. Yahushua regeer, en onder sy regeringskap kan jy ook baie vermag, en het jy meer autoriteit as Satan, onder Yahushua se autoriteit as koning. So, dis hoekom in die naam van Yahushua kan jy baie verrig. Dis die koning van hierdie heelal se naam aanroep in sy omstandighede, dan dra dit baie krag. Want hy regeer. Dis hoekom dit so baie krag dra. So, ja, onthou dit. En praat weer in die toekoms. Bye.